se boodskap. Ek wil jou uitnooi as jy jou Bybel byderhand het, saam met jou het, om oop te maak by Johannes 13 vanoggend. Johannes 13. Ons gaan saam lees vanaf vers 31. En vanoggend ook vir elkeen van u, ons bedien nie die doop vanoggend hier nie, maar ook teen die agtergrond. Onthou, jy is gedoop. Jy is God se. Jy is sy geliefde. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, dankie. Dankie vir kosbare oomblikke in hierdie lewe. En dankie dat ons oomblikke in hierdie lewe waar ons u teenwoordigheid ervaar, waar ons u teenwoordigheid helderder sien, oomblikke wanneer ons ook u teenwoordigheid dalk miskien vanuit mekaar sien, dat ons dit kan vier. Dankie Here dat u ons vanoggend by mekaar geroep het. En dankie Here Jesus, dat u nie kon wag om elkeen van ons vanoggend te ontmoet nie. Heilige Gees, u is aan die woord. En ek wil ook kom bid, Vader, dat u vir elkeen van ons, u kinders, rus sal kom gee op ons lewe. En elkeen van ons wat vanoggend hier sit, kan ook aan 'n kind dink. Dalk is dit ons eie kind. Dalk is dit ons kleinkinders. Dalk is dit ons agterkleinkinders. Dalk is daar kinders wat jy nou hier raak sien. Heilige Gees, ons bid vir ons kinders. Kom rus hulle op hulle lewe. U ken elke kind in ons gemeente, in ons geloofsfamilie, op die naam. Vul hulle met lig, vul hulle met vrede. Vul hulle, Here, met dit waarna ons ook smag. U teenwoordigheid. Amen. Die tema vanoggend is, voor ons saam lees, die glorie van liefde, die heerlikheid van liefde, die glorie van liefde, lewe tussen Paasfees en Pinkster. Lewe tussen Paasfees en Pinkster. Ek gaan 2 verse uitlig, ons gaan telkens by die momente, gaan ek weer verse vanoggend uitlig, ons gaan nie die hele gedeelte nou saam lees nie, u is welkom om op die bord te volg, en dan ook die verse tussenin, kan u vir u bietjie intleer. Maar ek lees vir ons vers 31, vers 34. Toe hy weg was, Judas, sê Jesus, nou is die Seun van die mens verheerlik, en God is verheerlik in hom. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Ter inleiding wil ek graag die fokus plaas sommer hier aan die begin. 'n Nuwe tyd het hier aangebreek. 'n Nuwe tyd het aangebreek. En wat ons by hierdie merkwaardige woorde van Jesus moet raak sien en die prentjie probeer inkleer is, Jesus het pas vir Judas weggestuur. Judas Iskariot het nou die disippels verlaat en vir Jesus. En hier gebeur iets in hierdie gedeelte. Die laaste aand met sy disippels het begin afspeel, die laaste oomblikke. En ietsie om hier te begryp, is die laaste woorde wat Jesus gebruik om met hulle te praat.
Hy praat en hy kies die woorde van glorie, van heerlikheid. Dit is Jesus se woorde, heerlikheid. Die gedeelte begin waar Judas weggestuur is. En miskien vleeslik of natuurlik, of hoe jy ook al dit sou wou laat afspeel, sou dit dalk eerder natuurlik gewees het, dat Jesus eintlik hier moet praat oor oordeel. Maar hy doen dit nie. Dieper nog, Jesus sou hier sy laaste woorde kon gewees het, oor wraak teenoor sy verraaiers. Maar hy doen dit nie. Hy praat eerder oor heerlikheid. En dan, vriende, eenvoudig liefde. Heerlikheid en liefde is Jesus se woorde. In die uur, toe die wêreld se donkerste oomblikke begin het Jesus gepraat van glorie wat sou aanbreek. Die glorie van selfopofferende liefde. Dis die glorie, selfopofferende liefde. Paasfees, nou kom ons na ons toe. Paasfees het gebeur. Die graf is leeg. En ons is so tussen Paasfees en Pinkster. En so tussen Paasfees en Pinkster leer Jesus sy volgelinge wat dit beteken om sy liefde deur die Gees uit te leef. En as jy in hierdie gedeelte die woordjie disipel sien, veral in hierdie paar verse, dan moet jy, as jy ja sê vir die Here, as jy sê jy behoort aan die Here, is jy hierby ingesluit. Hy praat eintlik hier profeties, die Here Jesus. En dit bring my by ons eerste moment vanoggend. Die eerste moment waar ons by gaan stil staan is vers 31 tot vers 32. Die liefde van die verheerlikte Seun. Jesus sê, nou is die Seun van die mens verheerlik. En hier moet ons teruggaan, net vir 'n oomblik, vriende, na die kruis. Want dit is belangrik. Ons moet besef dat die kruis nie die plek is van nederlaag nie. Die kruis is nie 'n plek van nederlaag nie. En as ons nou teruggaan na die kruis toe, vriende, hier op hierdie oomblik vandag, dan is dit 'n plek van openbaring. Vir 'n oomblik gaan ons terug na die kruis toe en dis 'n plek van openbaring. Die glorie van God is die liefde wat sy lewe gegee het. Die glorie van God is die liefde wat sy lewe gee. Op die kruis het Jesus gewys wat God regtig is. Liefde in aksie. Liefde in aksie. En nou na die opstanding nooi hy nie net daai disippels nie, sy volgelinge om daardie liefde in ons lewe aan te trek. Dis wat besig is hier in ons teks. En dan kom die bevestiging van die opstanding na ons toe. En die bevestiging van die opstanding, vriende, is dat liefde die laaste woord het. Liefde het die laaste woord. Nie die sonde nie, selfs nie die dood nie, nie die vrese wat daar mag wees by ons nie. Liefde het die finale woord. En dit bring my by die tweede moment vanoggend. Vers 34, 'n nuwe gebod vir 'n nuwe seisoen.
Jesus gee hier nie vir sy disippels nie net vir hulle nie. Hy gee vir al sy volgelinge, gee hy die opdrag. Soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Ja, dit was Jesus se laaste woorde. En die benoudheid was dalk baie hoog en baie diep in Jesus se lewe op daai oomblik. En hierdie woorde mens kon dalk miskien interpreteer met Jesus is net hier besig om 'n emosionele oproep te maak. Maar dis nie wat Jesus hier doen nie. Hierdie woorde van Jesus in vers 34, vriende, is 'n profetiese aktivering vir die volgelinge wat gaan lewe tussen Paasfees en 'n Pinkster, wat direk betrekking op elkeen van ons vanoggend van toepassing het. Jesus het nie hier gesê, probeer lief wees nie. Probeer lief wees nie. Jesus sê in hierdie woorde, ontvang my liefde en gee dit aan. Ontvang my liefde en gee dit aan. Ons staan tussen Paasfees en Pinkster in 'n plek waar Jesus opgestaan het. Ons staan in 'n plek waar Jesus opgestaan het. En dan die Gees nog nie uitgestort nie. En wat is hierdie plek waar Jesus die eerste volgelinge was? Tussen Paasfees en miskien Pinkster waar die Gees nog nie uitgestort het nie. Wat is hierdie plek? Hoekom is hierdie ruimte so belangrik? Want in die eerste plek is dit 'n plek van verwagting. Dis 'n plek van verwagting, maar dis ook 'n plek van voorbereiding. Daar gaan iets gebeur. Iets is aan die kom. Iemand het geskryf en hy het dit so mooi gestel, dat die plek waar Jesus hier staan in vers 34 en waar hy sy liefde gee, waar 'n nuwe gebod geskryf word, het iemand geskryf, hierdie liefde van Jesus hier is 'n supernatuurlike stroom. Hierdie liefde waarvan Jesus hier praat, is 'n supernatuurlike stroom. Want sê hy, en hierdie is so belangrik, vriende. Hierdie is so belangrik vir elke oomblik van jou lewe as volgeling van Jesus. Moet ons hierdie eien vir ons lewe. Want skryf hy, dit is in die eerste plek nie 'n liefde wat vanuit onsself uitkom nie. Soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. 'n Liefde wat nie uit onsself kom nie. Dit is 'n liefde wat wonde genees. Dit is 'n liefde wat verdeeldheid oorbrug. Dit is 'n liefde wat lig bring in donker gesinne. Want dit is 'n liefde wat vloei uit die opstanding van Jesus Christus. Dis 'n liefde wat vloei uit die opstanding van Jesus Christus. Vriende, dit is ietsie om te besef. Vir enige volgeling, disipel van die Here, om te hoor, en dalk miskien is dit 'n skok, dat daar nie in my hart hierdie liefde is van self nie. En dat ek my lewe moet rig elke oomblik. En dit is waarmee die Gees my help, om te lewe vanuit die liefde van die opstanding van Jesus Christus.
En dit bring my en ons by die derde moment, vers 35. Die teken van sy koninkryk. Die teken van sy koninkryk. Jesus sê in vers 35, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is. As julle mekaar lief het. Die fokus hier is die getuienis van liefde. Die wêreld rondom ons, vriende, waar ons woon, en die mense en die dinge wat die Here op ons pad bring, is nie op soek na slim antwoorde nie. Die wêreld is nie op soek na slim antwoorde nie. Die Here Jesus sê hier, die wêreld kyk na ons, of ons liefde eg is. Dis die teken. Dis die merk vir gelowiges. Sy liefde. En dit, vriende, dit kan ons terugbring na die Paasgebeure. Dat ons hier kan sê vanoggend vir mekaar, dat die opstanding van Jesus nie net 'n historiese feit is nie. Maar dat die opstanding van Jesus vir elke gelowige, wat opstaan vanuit hierdie liefde, is die opstanding 'n lewende werklikheid in jou hart. En dit het nog meer tot gevolg. Dit het tot gevolg dat jy 'n draer is van sy liefde. Ek en jy. Met ander woorde, die grootste bewys van die opgestane Here Jesus Christus in die wêreld is wanneer jy iemand liefhet wat dit nie verdien nie. En dit bring ons by die vierde moment. Ons hier tussen Paasfees, Pinkster, met hierdie groot vraag, wat nou? Wat nou? Wat vir ons? Wat om te sê? En miskien moet ons afsluit vanoggend met hierdie rigting. Paasfees het ons herinner, Jesus het opgestaan. Dis die rigting. Pinkster wat voor ons lê, sê, Jesus leef in jou en in my. Vandag, tussen Paasfees en Pinkster, sê Johannes 13, laat Jesus se liefde nou deur jou vloei. Laat sy liefde nou deur jou leef. Gewoonlik sal 'n predikant op hierdie oomblik, die liturg wat voorgaan, nie genoeg tyd hê om by die praktiese uit te kom nie. Maar vriende, as ek so kyk, dink ek ons kan vanoggend miskien dalk bietjie by die praktiese uitkom. Hoe moet ons op dit reageer? Wat hou dit vir ons in? As geloofskind van die Here. Ek wil net 3 dinge noem wat ons kan help. Die eerste ding doen ons sommer van self. Ons dink.
En miskien vir 'n begin, vir 'n eerste, is om daai reaksie aan die begin te kry. Deur te dink aan iemand wat jy moeilik vind om lief te hê. Nou ek het dit in die eerste ontmoeting gesê, en vriende, gelukkig kan ek nog eerlik sê, ek staan nog regop hier. Maar om dit baie eenvoudig en prakties te maak. Vriende, daar kom baie kere dinge op ons pad. En dan maak dit vir my, Duffy, moeilik om julle lief te hê. Sê dit soos dit is. Dis soms moeilik om julle lief te hê, vriende. En dan is daar nog 'n hele paar mense wat ingeskakel is ook vanoggend. Ek hoop Mieke is die livestreaming aan vanoggend. Krisis, hy's aan. Daar's nog mense in Australië en Nieu-Seeland wat dalk ingeskakel is. Nou het ons nog groter moeilikheid, vriende. Die wêreld is op ons. Maar vriende, hoor mooi. Daar's dinge wat ek doen en sê wat dit vir julle moeilik maak om my lief te hê. Hierdie gedeelte help ons om aan mekaar te dink wanneer dit gebeur. Hoor mooi. Hoor mooi. Moenie begin dink aan 'n liefde wat uit jouself uitvloei nie. Want Jesus help ons, die Gees help ons. Jy kan nie vanuit jouself vir iemand die liefde gee nie. Ons kan nie. Ons is nie daartoe in staat nie. Vra die Here om sy liefde vir jou te gee vir daardie persoon. Dis die eerste. Die tweede, Jesus sê ons moet ons verbind. Ons moet ons verbind. En hy stuur sy disippels in die donker duisternis in die wêreld. En dit is ons verbinding. Die liefde wat hy vir ons gee. So verbind jou om daagliks 'n daad vir iemand te wys. 'n Daad van liefde sonder om iets terug te verwag. Dis baie keer moeilik. Maar verbind jou daartoe. Ons verbind ons in hierdie week. Elke dag van ons lewe. En die laaste is, die Here Jesus het met sy opstanding, eintlik voor sy hemelvaart gesê, dat dit vir ons beter is, dat hy weg is. Want hy los vir ons die helper, die trooster, die parakleet. En daarom die derde, nadat jy gedink het aan iemand, nadat jy jou verbind het, om daagliks jouself te verbind aan sy liefde, en dat jy dit gaan gee. Die derde is om te bid vir die Heilige Gees. Bid dat die Heilige Gees jou sal vul met die liefde van Christus. Die liefde wat nie uit jou eie krag uitkom nie. Kom ons help mekaar, vriende, hierin. Kom ons staan mekaar by. Bid, soos Paulus, dat die liefde ons anker sal wees in die geloofsgemeenskap van Hartenbos, Pretoria, Hekpoort, ek het nou die ander ene gemis, nie Natal nie, dit weet ek. Bloemfontein, Willem, kom sê, help jy my nie? Vriende, kom ons vat hande en ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U vir ons in U laaste oomblikke, in ons laaste oomblikke sal ons baie ander dinge doen, maar U het in U laaste oomblikke vir ons kom wys wat ware glorie is. En U het dit al verkondig nog voor U aan die kruis gehang het. Het U gewys vir U volgelinge die liefde wat gee. Die liefde aan die kruis. Dankie dat U opgestaan het.
Dankie dat u Gees nou in ons woon. Leer ons nou om soos u lief te hê. Vul ons met die vuur van u liefde tussen Paasfees en Pinkster, sodat die wêreld u in ons kan sien. Amen. Vriende, kom ons staan vir ons slotlied. Kom ons sê ook vir die Here dankie, soos kinders vir die Here sal dankie sê. En terwyl ons sing en vir die Here dankie sê, kom ons dink ook aan die liefde wat hy vir ons het en wat ons ook vir mekaar kan uitdeel. Kom ons staan. Mag jy hierdie week leef as iemand wat die opgestane Christus dra. Mag die liefde van Jesus jou oortuig, die vrede van Jesus jou lei, en die Gees van Jesus jou vul met 'n onmoontlike liefde. Mag mense in jou woorde, jou aanraking en jou teenwoordigheid iets van sy heerlikheid sien. Gaan nou en wees die liefde wat die wêreld nie kan verklaar nie.